Kom ons verskoon maar daai hond as hy hier in en uit hardloop. Ons is besig om te werk, hy gaan een van die dae ook tot bekering kom. Dan gaan hy kom stil sit in die kerk, maar vir nou kom ons verdraam. Kom ons los om broers en susters, dis ons tweede preek vanoggend in die reeks van wat 'n soort gees is binne in jou, en ons vat hier terug daarna Lukas 9 vers 55, maar hy draai hom om, en dis nou Jesus, en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie, en onthou, hy is op pad Jerusalem toe, en hy sê vir hulle, gaan vooruit, maak vir my voorbrand, en hy kom daar in Samaria, en toe hy in Samaria kom, toe wil hulle hom nie aanvaar nie, en die disippels word kwaad, en hulle sê, Here, as hulle u nie wil aanvaar nie, stuur soos Elia vuur uit die hemel uit, moet ons bid, laat vuur uit die hemel uitkom, en Jesus sê, nee, ek het nie gekom om die mense te oordeel nie, maar om vir hulle lewe te bring, om hulle te red. En weet jy wat, toe besef ek net, Here, hoeveel keer kom ek en jy by mense, dan oordeel ons. Hoeveel keer kom ons by mense, dan wil ons kritiseer, dan wil ons foute soek, en ons jag hulle weg, en ons sê, Here, hulle is nie goed genoeg nie, en hier kom die Here, en hy sê, nee, van wat 'n soort gees is julle? En volgende gaan ons bietjie by die tweede gedeelte stilstaan. Verlede week het ons bietjie stilgestaan by bitterheid en onvergewensgesindheid, waar die Here sê, jy moet vergewe, en as jy dit nie kan doen nie, my broer en my suster, ek wil jou vra, kry jou hart voor die Here reg. Weet jy, as jou gees met God reg is, sal jou gees met ander mense reg wees, sal jy maklik vergewe, sal jy nie toelaat dat mense jou vashou, dat mense jou bind, en dan sê hy in Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. En dit is baie maklik, as jy wil weet of iemand die gees van God in hom het, gaan lees net wat ek verlede week gesê het, Galasiërs 5 vers 22, waar hy sê, wat is die gees, wat is die vrug van die gees? Liefde, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, al 9 van hulle vorm 'n gees. As jy een van hulle nie het nie, het jy nie die volmaakte gees nie. So as jy wil weet, Here, hoe lyk my lewe vanoggend? Gaan kyk hoe hanteer jy ander mense. Die Here weet, ek het al baie vir julle gesê, ek kan nog baie keer nog sukkel ek met 'n kar wag. As jy daar stop, dan sien hy jou nêrens nie. Maar die Here weet, as jy uit die winkel uitkom, dan kom dit soos 'n vuurpyl. Maar die Here weet, ek werk daaraan, ek werk mooi met hulle, ek probeer hulle nie sleg behandel nie, want weet jy wat, die Bybel sê, die saad wat jy in die grond sit, onthou verlede week, as jy genade bewys in hierdie lewe, gaan in die oordeelsdag vir my en jou genade bewys word, maar as jy dit nie doen nie, gaan die Here nie kan nie. En dan wil ek bietjie volgende met die praat oor 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So wat is vrees? Dis 'n gees. Hy sê, ek het julle nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En volgende gaan ons bietjie stil staan by die krag. Wat se krag gee God vir my en jou? Ek wou vanoggend bietjie oor vrees gepraat het, maar miskien sal ons volgende week, soos die Here ons lei, toe ervaar ek, nee, Here, wat se krag het God binne in my en jou? Charles sê volgende 'n belangrike ding, en Pastor Ronaldo stuur vir ons vanoggend 'n ding daar van woord en lewe, en dis 'n ou wat dominos vat, en hy sit so 'n klein domino, en dan sit hy die dominos, 13 van hulle, al groter, tot by die grootste een, en begin hy daai kleintjie, dan stamp hy daai kleintjie om, en wat doen daai kleintjie? Hy gooi al 13 om, daai groot, magtige domino wat bo uitstaan. Dit kos my en jou om 'n vuur aan die brand te steek. Dit kos my en jou om iets te doen. En Petrus staan op, hy verdedig daar in Handelinge 2, hy verdedig sy geloof, en hy sê vir hulle, dit gaan oor Jesus Christus, en hy het 'n ander gees in hom gehad. En wat gebeur daai dag? Hulle kom tot bekering, en 3000 mense word gedoop. 3000 mense neem die Here aan, nadat hulle nog nie die uitstorting van die Heilige Gees ervaar het nie. Hier sê die Bybel, naamlik as jy die Gees van God binne in julle het. Hoe lyk God se Gees binne in jou? Is jy die ou wat die hele tyd fout soek? Is jy die ou wat die hele tyd voel, Here, ek wil net iemand slat met 'n sambok? Here, ek wil net die hele tyd kyk, waar kan ek ander mense te nakom? Of is jy die ou wat sê, Here, ek steek 'n vuur aan die brand vir die Here? Die vuur wat binne in my is vir die Here. Hy sê, 'n gees van krag.
Het jy 'n gees van krag? Goddelike Heilige Gees krag om die wêreld aan die brand te steek, om 'n verskil te gaan maak? Ek glo nog met my hele hart. Die Here, wat is ons visie? Wat is ons visie? Stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ek glo met my hele hart, die Here is besig om 'n verskil in hierdie gemeente te maak. Die Here is besig om my en jou te gebruik, om 'n verskil te maak, nie net die pastoor nie. Sê vir jou langs jou, as jy nou lidmaat is, sê vir jou langs jou, ek is deel van hierdie gemeente. Jy moet ook die vuur aan die brand steek. Jy moet 'n verskil gaan maak, daar waar jy kom. Alles kan die pastoor kan nie alles doen nie. Jesus het nie alles gedoen nie, weet julle dit? Hy het 12 disippels gehad. Hy het hulle uitgestuur. Hulle het gaan vermenigvuldig. En hy wil hê ek en jy moet dieselfde doen. En dan lees ons in Micha 3 vers 8. Ek daarenteen is vol krag. Wat se krag? Met die Gees. Is jy vol van die Heilige Gees of is jy vol van 'n bose gees? Is jy vol van die Heilige Gees of is jy vol van jouself? Sê Here, ek soek net fout. Hy sê ek is vol van die Gees van die Here. En reg en heldemoed om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. Wat doen die Heilige Gees? Hy sê en reg en heldemoed. Weet jy, die Heilige Gees maak van jou 'n held? Jy sal in 'n hospitaal instap en jy sal vir iemand gaan bid. Iemand sal die naam van die Here gebruik. Jy sal opstaan en sê sorry, dis my koning, jy doen dit nie. Of as jy van daai ou wat sê, "O Here, ek wil net die vrede bewaar." Gees van God maak jou onwrikbaar vir die Here. Hy gee jou 'n heldemoed. Hy gee jou 'n moed om vir iemand te gaan bid, om vir iemand iets te gaan sê, om die waarheid te gaan vertel. Ek moes vir iemand in die week gesê, weet julle wat, ek dink julle moet eerder skei. Want julle wil nie die Here dien nie. Kort moet ons gaan 'n verskil maak. Kort moet ons by julle gaan stil staan. Besluit, wil julle die Here dien of wil julle nie? Dink jy, is baie keer nodig om bietjie die waarheid te praat? Die harde waarheid skok jou, maar dit red jou. Baie keer het ouens al lidmaat het al vir my die waarheid kom vertel. Pastoor, ek dink jy's bietjie hoogmoedig. Of pastoor, jy doen dit, weet jy wat? Dan word ek kwaad. Maar as ek gaan stil sit, dan sê ek, Here, dis van U af. Kom ons help mekaar, kom ons bemoedig mekaar met liefde. Sê Here, wat se gees laat ek in my toe? Wat se gees straal ek uit buite? Kolossense 1 vers 10 sê, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie vrug, in elke goeie werk, vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Hoor jy wat sê? Om God in alles te behaag. As jy die gees van God in jou het, behaag jy hom in alles, en dan sê in die volgende vers, in vers 12, en met alle krag bekragtig te word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. So wat doen jy die krag binne in jou? Jy doen alles vir die Here. Jy sê, Here, U het krag in my gesit, Heilige Gees krag, om my te help om siele te red, om my te help om mense te verander. Kan jy nog sê, Here, ek weet hoe om mense na die Here toe te lei? As jy nie weet nie, kom sien my na die tyd. Dan vertel ons vir jou. Dan wys ons vir jou in die skrif, dit is maklik om iemand, wanneer laas het jy iemand na die Here toe gelei? Toegelaat dat die Heilige Gees binne in jou oortuig, maar hierdie ou wat nou voor my sit, hy is besig om op 'n dwaalweg te gaan. Hy dien U nie, hy ken U nie. Here, hy is nie gered nie. Hier sê hy in vers 11, om waarliklik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag. Kan jy sê, Here, my lewe behaag God? Of is dit net oor jouself? Wat kry jy uit die deal uit? Wat is vir jou belangrik? Waarna toe vat dit jou? Jy weet ons het hierdie ding ontwikkel. As ek iets doen, Here, wat kry ek daaruit? Is dit nie ek wat so nou en dan so dink? Kom nou nie heilig wees nie. Ons almal is maar partykeer so, Here. Party mense lag, want hulle weet, partykeer is ons almal so hoogheilig. Kyk, ek 'n pastoor kom ons in die kerk lekker hoogheilig wees. Maar hoe lyk hy daar buite? As julle my daar buite sien, hoe lyk ek? Kan julle nog sê, Here, hy's daarom nie te bad nie? Sal maar net vir hom bid, hy gaan regkom? Of gaan julle hom net veroordeel? Kom ons help mekaar, kom ons bemoedig mekaar. Kom ons sê, Here, as ek die Gees van God in my het, laat ek ander mense ook nader aan U bring. Laat ander mense verander om beter te word. Moenie as jy in mense geselskap kom slegter uitgaan nie. Julle weet ons baie keer praat ons dood oor mense. Kom ons leer om lewe te spreek. Psalm 18 vers 33 sê, God is dit
wat my met krag omgord en my weg volkome maak. Hoekom maak hy jou weg volkome? Wat se krag? Krag vir die werk van die Here. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 5 vers 10, hy sê ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Hoekom? Om verantwoording te doen van die saligheid wat binne in ons is. Dit wat ons in hierdie liggaam gedoen het, goed of sleg. Kom ons sê, Here, hier sê hy, Dawid sê, hy het my bekragtig om God en my weg volkome te gemaak. As jy jou weg volkome wil hê, weet jy wat se volkome weg praat God hiervan? Hy praat van jou volkome weg hemel toe. Jy gaan struikelblokke op hierdie pad hê. Hoekom? Wys my een persoon wat net se paaie net uitgeteer is met lekker maanskyn en rose en al hierdie mooi dingetjies. Nee, ek moet onthou, jou weg hemel toe is volkome, maar jou aanvalle is baie, want ons het 'n vyand. Die Satan hou nie van jou nie. Weet jy dit? Hy wil jou elke dag doodmaak. Hy wil jou God se werk binne in jou stop. Maar wat se gees het jy om te sê, Here, ek gaan beter word of ek gaan nie? Dis jou keuse. En dan sê hy in vers 40, Psalm 18 vers 40, en U het my met krag omgord vir die stryd. U het my teestanders onder my laat buig. Wat sê hy, jy moet krag omstort vir wat se stryd? Is die lewe maklik vandag? Die lewe is nie maklik nie. Maar God sê, ek het jou met krag omstort vir hierdie stryd wat jy gaan stry elke dag. Goddelike krag, die Heilige Gees krag binne in jou om jou te laat aangaan. Weet julle, baie keer maak ons in ons eie kerk te min van die Heilige Gees. Julle weet ons is vol programme. Of is dit net ek wat so dink? Ons moet nog gou bid, dan moet ons gou offerande opneem, dan moet ons pastoor, man, jy doen nie verwelkoming, is nou baie lank. Pastoor, hoekom wil jy elke Sondag vir mense vra om getuienis te gee? Hoekom doen ons dit? Dit is Bybels. Gaan lees jou Bybel. Wat sê die Here, hoe het die duiwel oorwin? Daai ene moet julle nou al ken. Want hom het ek nog baie gesê, Openbaring 12 vers 11, hulle het hom, die Satan oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Kom ons sê, Here, laat die Heilige Gees bietjie oorneem oor ons waar ek en jy kom. En dan lees ons in Handelinge 6 vers 8. Stefanus, vol geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Vol die Heilige Gees krag. En Stefanus het maklik gehad. Stefanus was met klippe gestenig. Oor daai selfe krag wat hom gevat het om vir die volk te gaan sê, maar Jesus Christus het die wette van Moses kom afbreek. Jesus Christus is nou die weg, die waarheid en die lewe. En aan die einde van sy lewe, dink dit hy hang daar aan die kruis. Ag, aan die kruis nie, hy lê daar so, stikkend gegooi met klippe. En terwyl hy daar lê, toe sê die Bybel, hy die Gees van God het vir hom die hemele geopen, en hy sien die hemele geopen, en hy bid vir hulle, hy sê, Here, moet hulle nie hierdie sonde toereken nie. Wie van jou en ek, as hy jou klap, sal jy vir hom sê, vergewe hom, Here. Sal jy dit doen? Kyk, die Bybel sê, maar as hy jou klap, en draai die ander wang. Hy sê nie, wat doen jy daarna nie. Behou die Gees van God. Draai maar weer die ander wang, maar ons kan nie. Maar Stefanus, hoekom? Hoekom kon Stefanus dit doen? Hoekom kon hy die kragtig onder die volk werk? Want hoor wat sê hy, vol van geloof en krag. Wat se krag? Heilige Gees krag. Want jy gaan sien daar aan die einde, die Bybel sê hy was vol van die Heilige Gees. En terwyl hy vol van die Heilige Gees was, toe kan hy vat om gestenig te word, om doodgegooi te word met klippe. En wie het hom gestenig? Wie het begin? Paulus, wat toe nog Saulus was, Paulus wat die volk vervolg het. Paulus sê, ek het hier bygestaan by hierdie Stefanus dat hulle hom doodmaak. Ek het die brief geteken en gesê, Here, maak hom dood. Maar jy sien, die Gees van God het op 'n stadium oor Paulus gekom en hom verander. Die Gees van God kan oor my en jou kom, laat ek en jy die grootste godsmanne in die Bybel word. Nadat ons God vervolg het, nadat dit net gegaan het vir my en jou. Ek wil nie met die Here weet, ek wil nie met leande voor God staan nie. Ek wil nou aan die hemel kom en sê, "Sjoe, dankie Here, ek het dit gemaak nie. Nou huis, ek soek 'n loon." Jesus sê, "Ek kom gou, ek het 'n loon." Hy sê, "Ek is besig om jou huis voor te berei." Hoe lyk jou loon? En dan lees ons in Efesiërs 6 vers 10. Hy sê, "Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte." En dan gee hy vir ons daai hele wapenrusting. Alles wat jy moet doen, maar waar begin alles? Voor jy die wapenrusting wil aantrek, voor jy in die oorlog gaan, hy sê uiteindelik, as al jou planne nie meer gewerk het nie,
Hy sê, hy word kragtig in die Here. En in die krag van sy sterkte. Dan sê hy, trek die volle wapenrusting aan. Hoekom? Dat jy weerstand kan bied. Dat jy standvastig kan staan teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, sodat jy weerstand kan bied. Maar jy sien, as jy dit in jou eie krag doen, dis hoekom ons baie keer 'n opstaan en val lewe lei. Vandag is ons on top of the world, môre is die world on top of us. Behou die gees van God, word kragtig in die Here, trek hom sy wapenrusting aan, trek die Here aan, bekleed die Here. Sê Here, nou gaan ek die wêreld ingaan. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, hoe? Maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Miskien sit jy met vestings in jou lewe hier vanoggend. Maak nie saak wat dit is wat jou vasbou nie. Maak nie saak wat dit is wat maak dat jy nie die Here kan voluit dien nie. Hy sê jou wapens is kragtig, die wapens van ons stryd. Jy sien, hy sê die stryd waarin ek en jy is, daar's wapens. Daar's wapens. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik, maar kragtig deur God. Elke vesting wat jy nie kan oorkom nie. Die dinge in jou lewe wat jy so oor kort struikel. Weet jy kom gaan jy aanhou struikel? Want jy's nie kragtig in die Here nie. Kry die gees van God binne in jou. Sê Here, help my dat ek vorentoe kan gaan. En dan lees ons in Lukas 1 vers 35. En die engel antwoord en sê vir haar, dis vir Maria, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Dink net, die Here kom en hy gee hierdie groot opdrag vir Maria. En die Here sê van Maria, al gee ek vir jou hierdie opdrag, moenie bekommerd wees nie. Die Heilige Gees sal jou oorskadu, sy krag sal oor jou kom. Jy sien, baie keer kry ons opdragte. Baie keer kom die duiwel, hy val ons aan. Baie keer kom die duiwel en hy sê vir jou, jy kan nie, want weet jy hoekom? Jy besef nie wat se krag is binne in jou nie. Het jy krag om lewe te spreek? Ja. Het jy krag om dood te spreek? Ja. Die Bybel sê dit. Maar ek en jy kies. Ons kies, Here, wat is binne in ons? Hoe hanteer ons elke situasie? Hy sê vir Maria, jy sal krag ontvang. Jy sal bonatuurlik manifesteer. Hy sê dit vir my en jou, jy sal krag ontvang om wat te doen? Om die Here die Heilige te noem. Sodat die Heilige wat binne in my en jou is, uit ons lewe uit voortspruit, uit ons lewe na die wêreld daar buite gaan, waar ons vir die wêreld kan sê, weet wat? Kyk hoe lyk ek. Nie hoor hoe lyk. Jy weet baie mense wil mos sê, ek is 'n pastoor, onthou nou net. Die Here weet, ek stel myself nooit by vreemde mense as 'n pastoor voor nie. Hy moenie hoor wie ek is nie, hy moet sien wie ek is. Kan mense nog in jou lewe sê, ek kan sien hoe lyk iemand wat God dien? Of faal jy ook so nou en dan soos ek? Die Here weet, ek sê engeltjie nie. Probeer een wees. Kyk vir die lidmaat is ek 'n mooi engeltjie. Maar wanneer my nie sien nie, die Here weet, dan moet hy help. Dan moet hy help. So ons maak almal foute, maar laat toe. Laat die Heilige Gees jou verander. Laat die Heilige Gees saam met jou op pad stap. Lukas 24 vers 49 sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly. Hoekom? Totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte uit. En hy praat hier van die Heilige Gees. Hy sê, bly in Jerusalem. Jy sien, baie mense wil nie eers in God se teenwoordigheid ingaan. Hulle wil in die wêreld gaan verander, maar hulle kry nie eers hulle krag by die Here nie. As jy jou krag by die Here kry, gaan die Here vir jou wysheid gee, gaan hy vir jou gees van kennis gee, gaan hy vir jou gees van onderskeiding gee, gaan hy jou die vermoë gee om oor elke situasie te triomfeer. En nie dat elke situasie oor jou triomfeer nie. Jy sien die Heilige Gees, hy sê wag in Jerusalem. Met ander woorde, gaan wag in jou binnekamer. Gaan kry jou krag by die Here. En as jy jou krag by die Here gekry, dan stuur hy jou. Dan sê hy vir jou, jy kan enigiets doen. Jy weet mos wat sê ons altyd, pastoor, ek is nie geroep om te preek nie. Jy is geroep. Jy hoef nie te preek nie. Jy het net jou getuienis gee. Jy kan net op die regte tyd iets goed sê. Want die Bybel sê in Jeremia 1, moenie sê ek kan nie praat nie. En moenie sê ek is jonk nie. Want op die regte tyd sal ek my woorde in jou mond lê. Maar jy sien, party mense vind nooit die regte tyd nie. Hy soek die regte tyd. Moenie die oplossing gaan soek nie. Moenie iemand gaan soek om die probleem op te los nie. Wie is jy die probleemoplosser? Sê jy, Here, begin by my. Sê jy, Here, gebruik my. Ek kan. Hoekom kan ons? Want ons is tot alles in staat deur Christus wat vir ons die krag gee. Filippense 3 vers 13 wat sê ons is tot alles in staat
deur Christus, of 8 vers 13, wat sê ons is tot alles in staat, deur Christus wat vir jou die krag gee. Handelinge 2 vers 3, toe is deur hulle tonge gesien soos vuur. Hierdie tong van jou, wie steek daai vuurtjie aan die brand? Is dit die duiwel? Die Bybel sê in Jakobus 5, hierdie tong is 'n vuur wat uit die hel uit aan die brand gesteek word. Of is dit 'n vuur wat deur die Heilige Gees aan die brand gesteek word? Hy sê, toe is deur hulle tonge gesien soos vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hy sê in vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. As jy spreek, wie spreek deur jou? Is dit die Heilige Gees, of is dit 'n bose gees? Is dit God, of is dit jouself? Julle weet mos, is dit net julle, of is dit ek, wat baie keer so, partykeer as ek nou weet ek is in die moeilikheid, en ek moet nou iemand gaan wys, dan berei ek mos klaar daai ou boodskapie in my kop. Here, ek gaan hom vandag op sy plek sit. Vandag gaan ek vir hom wys waar Dawid die wortels gegrawe het. En kyk as ek by daai ou kom, nee, en het hy so mooi gees. Dan vat hy daai strydlustige gees uit jou uit, dan weet jy nie meer wat ek kan doen, want jy sommer nie meer woorde nie, want hoekom? Jy het nie die Here gevra, help my nie. Jy het jouself gesê, ek gaan myself help. Vra maar vir die Here in elke situasie wat jy kom, Here, rig my tong, om te praat wat U wil hê. En dan lees ons in 1 Korintiërs 14 vers 4. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So as jy profeteer, praat jy dood, praat jy lewe. Kom ons sê vir die Here, Here, van nou af, gaan ek eerder lewe praat. Ek gaan eerder lewe, al lyk 'n ou se situasie hoe hopelik, gaan ek eerder na hom toe kom en hom bemoedig, en sê my broer, staan op, ek help jou, jy kan. Jy het nie nodig om te val nie. En weet jy, as iemand geval het, wat doen ons? Skop hom ons. Lekker! Ek het julle mos gesê, hy gaan sy dag kry. Sorry, daar wys ek alweer hy vinger. Sorry. Kom as iemand geval het, kom ons help hom reg, met woorde van bemoediging. Met woorde om daai ou, nie om daai ou se siel dood te maak nie, om daai ou se gees dood te maak nie, want te sê, Here, my woorde gaan hom beter maak. Maar partykeer moet jy hard praat. Partykeer moet jy die waarheid sê, maar doen dit met liefde. God is 'n God van liefde. Hy gee om vir jou. Maar die Here sê vir wie tugtig hy? Die een wat hy lief het. So partykeer moet jy tugtig, maar met liefde. En dan lees ons in 1 Petrus 4 vers 11. As iemand spreek, laat dit wees woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen. Hoe dien jy hierdie gemeente? Hoe dien jy jou broer en suster? So hofhartig? Here, moet ek dit nou alweer doen? Here, ek staan na die tyd in koppies was. Is nie lekker nie. Here, ek moet almal bedien met koffie. Wanneer laas het jy bietjie vir iemand na die diens 'n koppie koffie gemaak? Sien julle nog vreemde mense in die kerk inkom? Of ken jy almal in die gemeente? Of as jy alles 'n lidmaat na hom toe gaan en sê, hoorie man, kan ek jou bietjie bedien? Dit is my lekker om jou te bedien. Of kyk jy op en sê, Here. Is dit net ek wat baie keer vra ons, Here, hoekom altyd ek? Hoekom nie jy nie? God het jou, sê vir jou langs my, God het my uitgekies. Sê vir jou langs jou, God het my uitgekies. Hy het jou uitgekies, hoekom? Om sy koninkryk uit te brei. Hy het my en jou uitgekies om daar buite die wêreld te gaan verander. En dan lees ons, wat sê 2 Timoteus 1 vers 7? 'n gees van wat? Krag. Heilige Gees geïnspireerde krag om mense op te help. En dan sê hy in Efesiërs 3 vers 16, ek gaan dit afsluit tot 20. Hy sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Jy gaan nou sien wat doen die krag. Sodat Christus in ons harte kan woon en ons in die liefde kan wortel. En dan sê in vers 17, sodat Christus deur die ek het dit al gesê, vers 18, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is van God. Sou jy sê, almal in hierdie gemeente weet wat dit is om 'n kind van God te wees? Almal in hierdie gemeente kan siele red? Sou julle sê, dit gebeur? Wie van julle weet hoe om siele te red? Een voorbeeld, wie weet? Niemand nie. Jo, Here, het ek geval.
Dan moet ons broers en susters om ernstig 'n kursus aanbied om wie kan jy nie wie wees eerlik, wie kan nie, wie weet nie om iemand na die Here, jy moet skaam wees, wie help? Ja, ek weet nou nie meer nie. Ons weet niemand weet hoe om die Here te dien nie, en niemand weet ook nie. Rudy, ek weet jy weet. Rudy maak 'n groot verskil. Rudy, jy moet bietjie vir ons gaan, jy vir ons bietjie 'n kursus oor disippelskap aanbied. Rudy doen groot werk vir die Here daar buite. Okay. Hy sê, en die liefde van Christus te ken. Jy sien my boetie en my sussie, as jy die liefde van Christus ken, gaan jy die liefde van Christus in jou hart hê om seker te maak, as jy by 'n ou kom, wat is die eerste ding wat ons doen? Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed. Ek is gesond. Weet julle, ek het baie geld in die bank, my kar het petrol in, ek is okay. Hy het jy as jy by 'n ou gekom gesê, broer, hoe lyk jou siel? Is jou siel reg? Gaan jy nou, as jy nou sterf, gaan jy hemel toe? Het jy of iemand hy vraag gevra of dink jy nee, Here, ek is 'n bietjie skaam. Ek kan mos nie vir 'n ou so. Die Here weet, ek kom by baie hospitaalbeddens. Dis die eerste ding wat ek doen. Hoe lyk jou siel? Is jou saak met die Here reg? Of sê jy, Here, nee. Julle weet mos wat is my bynaam. Maar gaan jy dit nie vir julle sê nou nie. Want nou wil julle nie ek moet vir julle kom bid nie. Okay, hy sê, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word na die volheid van God. Wanneer word jy vervul na die volheid van God? Wanneer jy lief het. Hier sê hy begin by die liefde en dan sê hy, sodat jy die volheid van God kan hê. As jy graag die volheid van God kan hê, begin 'n bietjie liefde gee. Begin 'n bietjie mense berusp, met mense praat omdat jy lief is vir hulle. En dan sê hy, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Wat se krag? Wat se krag? Hoor wat het hy gesê? Kom ons sê net gou weer. Om Christus deur die geloof in julle harte kan woon. En dat ons in die liefde gewortel kan wees. En in staat kan wees om saam met die heiliges ten volle te begryp wat is God se plan. Wat wil hy, sy diepte en sy breedte en sy lengte en sy hoogte te kan verstaan. Here, dis hoekom Jesus gekom het, om die wêreld te red. Dis hoekom hy gekom het. En dan sê hy natuurlik, en die liefde wat alles oorken, sodat ons vervul kan word in die volheid van God. Miskien sit jy hier, Rihanna, jy kan vorentoe kom. Miskien sit jy en jy sê, Here, ek het nog nie God se volheid in my nie. Ek wil jou vra, wil jy net vandag jou hart verander? Hou op om jou ore uit te leen. En wat mense vir jou sê oor iemand, gaan beproef dit self. Weet jy hoeveel keer het ek al 'n stel afgetrap? Dan kom iemand sê, my pastoor, daai ou. Dan leer ek daai ou ken. Kom ek agter, Here, ek het my ore vir verkeerde goed uitgeleen. Ek moet ook daai om verskoning vra. Partykeer dan bly ek maar net stil, want ek voel soos 'n aap om verskoning vra. Kom ons sê, Here, stort die Gees opnuut vanoggend in my uit. Laat ek opnuut die regte goed kan sê daar buite, die regte goed kan doen, en dat ek, deur my Gees wat binne in my is, mense na U toe trek, en nie mense afstoot nie. Wie wil saam met my staan? Net ek is die eerste een wat sê, Here, verander my gees vanoggend. Ek wil net weer opnuut die Heilige Gees so in my vaardig hê, dat ek 'n verskil daar buite kan maak. Wie wil saam met my staan en net sê, kom ons bid daaroor en ons sê, Here, help ons net. Vader, baie, baie dankie, dat ons vanoggend kan staan, almal van ons, om te sê, ons besef, ons is nie hoogheilig nie. Ons het U nodig. Ek is die eerste een wat sê, Here, maak my meer nederig. Here, gebruik my meer. Here, verander my gees. Vader, help my om U wil te doen. Here, ek bely vanoggend voor hierdie gemeente en ek wil vir U kom sê, ek is jammer, waar ek nie altyd U gees volg nie, waar ek partykeer so vol van myself is, Here, waar ek partykeer soveel goed sê, wat ek nie bedoel nie, maar wat mense seermaak. Vader, miskien sit die mense vanoggend, wat ek al met hierdie tong van my seer gemaak het. Ek vra U, vergewe my, laat die mense in hulle harte kry om my te vergewe vanoggend. En help my, dat alles wat ek doen, Heilige Gees, dat U deur my sal werk, dat die krag en die vuur van die Heilige Gees oor my sal kom. Ons het nou net gehoor, wag in Jerusalem, in jou binnekamer, met God se woord, totdat jy aangedoen is met krag, met die Heilige Gees uit die hoogte uit. Vul ons almal vanoggend, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n laaste liedjie sing.